Lekker liefie. Vandag is ons weer op mondvol. Wat is in ons harte vir vandag? Ja, so vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor net die krag van saam bid. So. En hoe lyk saam bid? Wanneer moet ons saam trek? Is 'n Sondag genoeg? Tel dit as saam bid? Is dit genoeg wanneer ek saam met die gelowiges kom en tel dit as my saam bid of Ja. Ek dink jy dit doen nie. Ek dink daai is die gelowiges op mekaar kom en net die Here worship en in sy teenwoordigheid kom verstaan en skrif kry. Saam bid is vir my 'n plek van krag. Nou, dink gou vinnig net aan, so saam bid is saam bid in jou huwelik. As jy nie getroud is nie, saam bid met medegelowiges of by mekaar saamkom. En dan net verstaan dit kan in enige plek en enige area wees. En ek wil sommer net begin met 'n skrif wat ek net wil eens 'n bietjie oordink is. Weer sê ek vir julle, nê, Matteus 18:19, weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten dele val van my Vader wat in die hemel is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Belofte wat deurbreek, die Here wat deponeer, kom met saam bid. En almal wat vrede het. Jy het bietjie vroeër vandag net gesels oor die plekke van krag. So, ons sien in Handelinge daar waar die disippels saamgetrek het, in die bovertrek waar hulle saam gebid het, eendragtig in gebed gewag het vir die belofte van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees uitgestort is, maar wat belangrik is, die skrif sê, hulle was eendragtig by mekaar, so hulle het saam gebid, saam beleef, saam gestem, hulle was in eenheid. En net na dit sien ons dat Petrus en Johannes toe voor die raad gebring is in Handelinge 4, juis oor hierdie evangelie wat hulle versprei van Jesus wat uit die dood uit opgestaan is. En net nadat het hulle weer saamgetrek, eendragtig God se stem verhef. En jy het nou verduidelik van dat hulle die Here spesifiek gevra het om sy hand uit te steek na hulle, meer hulle sy hand uit te steek na hulle, maar hulle was saam in eenheid, hulle het saam gebid, hulle het die Here saam gesoek. Nou is my vraag wat ek net wil hê oor dink, is hoe lyk ons twee se saam bid? Hoe lyk ons gesin se saam bid? Verstaan? Ek meen, ons probeer op 'n gereelde basis, wel enige situasie in ons lewe, glo ek die Here gee vir ons 'n plek waar ons om vir wysheid kan vra, nie? As jy wysheid kort kom, Jakobus 1:5-8. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Hy sê nie vra nie, hy sê bid, nee? Want dan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. So kom ons dink gou vinnig daaraan. Daar's nou 'n kamp, teen 'n kamp het voorlê. Dis die beste voorbeeld wat ek kan dink. Nee, my liefietjie, wil jy gaan? Ja, papa, ek wil gaan. Okay, maar kom ons bid. Kom ons vra vir die Here. Kom ons staan saam. Kom ons hoor by die Here wat hy sê. En as daar vrede by jou is en vrede by my is en vrede by Lala is, dan kan sy gaan. Ja. As een van ons buite vrede is, dan moet hy weer bid en weer by die Here sit en weer by hom hoor. En ek dink daar is die krag, is saam met die Here stem. Ja. Want onthou, daar waar 2 of meer saamstem, is nie ek en jy stem saam en nou met die Here antwoord nie. Dis ons vergader, met ander woorde, ons het iets wat ons voor hom bring, ons het ons lewe wat voor hom is, en ons wil hoor wat hy sê oor 'n situasie. Wysheid van hom bid, en daar waar ons vrede het, en voel dis hy, daar beweeg ons, anders beweeg ons nie. En as ons dit vat in die huwelik, ek en jy wat saam bid, as ons sê ons is een vlees, kan ons nie regtig verskil oor 'n saak voor die Here nie. Want Is dit? ek weet jy die skrif daar dat waar 'n koninkryk verdeeld is, kom hy tot 'n val. So waar een vlees verdeeld, jou vlees kan nie teen mekaar, jou regterarm kan nie regs wil gaan en jou linkerarm links beweeg nie. Dink hoe crazy is dit, nie? Genesis 2:24. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, ons praat alweer krappers. Jy word een. Bang. Nou is daar onvrede en by baie huise is daar. Papa sê links, mamma sê regs. Dink jy dat jy enigsins die Here se krag gaan beleef of 'n release gaan voel?
Daar moet 'n plek wees vir ons nou een is, maar dink nou aan ons is nou een. Jou linkervoet wil links gaan en jou regtervoet wil regs gaan. Kan nie werk nie. Kan nie werk nie. Waar is die krag? Krag is eerste by die Here praat, van die Here bid. Ons albei kry 'n antwoord by die Here wat vir ons albei vrede gee, nê? En dan beweeg ons saam met die Here. En daar is ons krag. Of dit in die huwelik is, of dit met ons kinders is, of dit met my vriende is, en weer wil ek dit op die tafel gooi en sê, yes, ouens, hoe lyk jy saam bid? Hoe lyk jy saam bid? Jy kan nie net die bymekaar kom op Sondag is 'n versterkingsplek, is 'n plek waar ons weer gevul word met die Heilige Gees, is 'n plek, maar saam bid is 'n aparte ding. Dis spesifieke situasies voor die Here bring. En hier is die ding wat in die midde van ons moet wees, Filippense 4:7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Kom ons dink gevindig daaraan. So, as ek nie die vrede het nie, beweeg ons nie. As ons nie vrede oor ons kinders het nie, laat ons hulle nie toe om te beweeg nie. Hoekom sal hierdie groot wapen vir ons gegee word en ons gebruik dit vandag nie? En wie wil ek vir ons in die huwelik vra? Hoe lyk jy saam bid vandag? Hoe lyk jy saam bid? Want dis die krag, dis die release, dis die deurbraak, dis die vooruitgaan. Hoe lyk jy saam bid met jou kinders? Ja, gaan tog net nou maar op om my te irriteer. Of is daar 'n plek van, yes, kom ons hoor die Here. Goeie mense verloor hulle lewe omdat hulle nie gelei word deur die Heilige Gees nie, maar dit kom eers uit 'n plek uit van om in agreement te kom, daar waar ons saam stem en saam bid, doen die Here 'n ding. Ja. En hoekom kom doen die Here 'n ding? As jy kyk na, is dit Amos, nee, is die Amos nie, Psalm 133, waar die Here sê, daar waar eenheid is, Bied God 'n seën. gebied ek 'n seën. So, ons weet dat wanneer ek en jy saam bid, wanneer ons saam met ons kinders bid, daar is 'n eenheid wat vorm. Ja. As ons in die oggende saam met ons kinders daar sit en ons bid en ons soek die Here oor 'n spesifieke saak, het sy dit nou is oor iets wat by die skool gebeur het, oor vriende, oor 'n partytjie wat hulle moet bywoon. Halleluja. As wanneer ons saam bid, trek ons mekaar saam in eenheid, en waar eenheid is, seën God dit. Ja. En eenheid rondom wat? Sy wil of nie sy wil nie. Sy wil. Jesus sê ek kan niks doen wat ek jou Vader nie sien doen nie. Met ander woorde, dink graag aan ek en jy bid saam. Jy het vrede, ek het vrede, en wat se vrede? 'n ja van die Here. Ons het onvrede en ons het vrede. Onvrede, wat beteken dit? 'n nee van die Here. Ons beweeg net op die plek van vrede, want dit is ons harte en ons sinne bewaar. Daar's bewaring in dit. Yes, en ek dink hierdie is crucial. Ek dink hierdie kan jou lewe verander. Ja. Nou wil ek die vraag vra, want daar's baie paartjies, of kom ons vat dit na die huwelik toe. Daar's baie paartjies waar die vrou dalk al die Here se stem hoor, waar sy voel haar man word nog nie gelei deur die Heilige Gees nie. Wat doen jy in so 'n situasie wanneer jou man besig is om te leer, en kom ons vat dit aan die kant toe ook, waar die man dalk al die Here se stem hoor, die vrou hoor nog nie. So waar ons nog nie equally yoked is in terme van ons hoor die Here se stem albei, dat ons mekaar kan vertrou in dit nie. Wat doen ons in so 'n geval as ek iets beleef, jy beleef dit nie? Watter kant toe trek ons nou? Want ons kan nou die gesprek oopmaak, ja maar vrou, jy moet onderdanig wees aan jou man. Maar wat doen ons in so 'n geval waar ons nou nie saamstem nie? Ja. Nee, ek dink eerstens beweeg dalk stadiger. So jy gaan nooit op jou vlak beweeg nie, as jy die Here al baie goed hoor nie. Ek wil hê my man moet saam met my beweeg, so ons die eenheid. So ek sal voor hom bring en sê, ek het gebid, ek voel hierdie sê die Here vir my, sal jy tyd maak om daaroor te gaan bid? En dan stadiger is krag. Vinnig is oneenheid. Vinnig is uit ritme uit. Het jy al ooit gesien hoe iemand balans verloor as hulle te vinnig hardloop? Veral op ons ouderdom. maar dis net, verstaan, jy wil in balans wees. So my voorstel is hardloop stadiger. Doen dinge stadiger. Gee jou man dalk meer tyd of jou vrou meer tyd om by die Here te sit. En rarig wag eers vir daai eenheid.
Want uit eenheid is daar krag, uit eenheid is daar ons staan saam. Nou, daar's 'n mooi stuk wat sê 1 verslaan 1000 en 2 verslaan 10.000. Ek het nou volgende gesoek nie. Ek dink dit is nie so dis iewers. Nie heeltemal seker nie. Maar wanneer ons by mekaar kom, is daar 'n plek waar die vyand verslaan word. Is daar 'n plek wat deurbraak kom, is daar 'n plek wat daar oorwinning is. Stadig is krag. Ja, en jy kan dit na jou kinders toe ook vat, want hulle is nie op die vlak wat jy is nie. Ja. Wanneer jy saam met hulle bid, jy wil hê hulle moet die Here gemaklik raak, hulle moet die Here hoor. En hoe doen ons dit? Ons sal, wanneer ons nie dieselfde beleef nie, nee my liefie, gaan bid maar weer, gaan bid weer, gaan bid weer. Ons bid dit uit. Ons bid dit uit. Gaan bid weer, wat beleef jy, wat sien jy, wat voel jy? Ja. En dan lei ons hulle na 'n plek toe waar, okay, hier is eintlik die wil van die Here. Ja. En hier oorstem ons saam. Ja. Nee, amazing. Ja, ek dink hierdie is crucial. Ek dink dit is crucial vir die tyd vir vandag. Ek dink ons kan nie sonder dit gaan nie. Krag van saam bid. Ja. En ek dink ons moet vir mekaar sê, toe Johannes en Petrus begin saam bid, toe die Here sy hand meer na hulle toe uitstrek, toe skud die plek. Ja. Toe is daar 'n bonatuurlike manifestasie van God se wil in die saak. Ja. Amen. Amen. Lekker, dit was nou 'n mondvol. As 'n vinnige mondvol. Vinnige mondvol. En yes, ek hoop regtig jy aansnap dit. Hulle pas dit toe. Hulle herevalueer hulle lewens. En hulle tel dit op. En hulle het genade vir mekaar. Dis die groot ding, het genade vir mekaar. Gee jou man 'n kans om daar uit te kom of jou vrou 'n kans om daar uit te kom. En weer eens net, moenie net dink jy hoor die Here alleen nie. 2 is beter as 1. 2 gee ons 'n kans om regtig daar uit te kom. Daai stadige saam beweeg. Ja, amen. Amen. Lekker. Lekker liefie.